Dit klink so, ek is aan. Goed. Goeiemôre almal. Welkom by vanoggend se erediens. Ek glo en vertrou dat dit 'n besonderse afsluiting sal wees vir hierdie kosbare reeks waardeur ons gewerk het. En ek wil julle vanoggend groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag daar vir julle elkeen genade, barmhartigheid en vrede in oorvloed wees. Amen. Ek wil graag julle uitnooi om by die brief van Filemon oop te maak, waar ons van vers 19 tot vers 25 sal lees, maar ek het nou nogals vanoggend gedink, kom ons lees die hele stukkie, dis maar net 25 verse, en dat jou gedagtes net weer verfris word van wat ons al voorheen gelees het en deurgewerk het. Maar voordat ons begin, kom ons sluit die oë. Here, dankie dat U ons tot hier gedra het. Dankie vir U voorsiening en dankie vir alles wat U vir ons doen. Here, ons wil kom bid en vra dat U die skrif vir ons sal oopmaak vanoggend, Here, en dat U naam groot gemaak mag word. Mag U kom stil staan by elke individu vanoggend wat hier sit en ook die wat later gaan luister na hierdie boodskap. Here, dat hulle die krag van vergifnis sal sien. Ja, Here, en vryheid kan beleef. Mag dieselfde Gees wat hierdie woord geïnspireer het, dieselfde Gees sal wees wat dit vir ons oopbreek vanoggend. En ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons lees in Filemon vers 1 tot 25. Paulus, 'n gevangene van Christus Jesus, en die broeder Timoteus aan Filemon, die geliefde, en ons mede-arbeider, en aan Apia, die geliefde suster, en aan Archippus, ons medestryder, en aan die gemeente, wat in jou huis is. Genade vir julle, en vrede van God ons Vader, en die Here Jesus Christus. Ek dank my God, altyd wanneer ek aan jou in my gebede dink, omdat ek van jou liefde en geloof hoor, wat jy met betrekking tot die Here Jesus en al die heiliges het, dat die gemeenskap van jou geloof kragtig mag word, deur die kennis van alles wat goed in julle is, tot eer van Christus Jesus. Want ons het groot blydskap en troos oor jou liefde, omdat deur jou, broeder, die harte van die heiliges verkoop is. Daarom, al het ek baie vrymoedigheid in Christus om jou te beveel wat betaamlik is, pleit ek ter wille van die liefde. Ek, Paulus, as 'n ou man en nou ook 'n gevangene van Jesus Christus, pleit by jou vir my kind Onesimus, wat ek verwek het in my boeye, wat vroeër vir jou nutteloos was, maar nou baie nuttig vir jou en vir my. Ek stuur hom terug, maar neem jy hom, dit is my eie hart aan. Ek wou hom by my hou, sodat hy my in die boeye van die evangelie in jou plek kan dien. Maar sonder jou goedkeuring wou ek niks doen nie, sodat jou goedheid nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Want miskien is hy om hierdie rede 'n tydjie van jou geskei, dat jy hom vir altyd kan besit, nie meer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broeder in die vlees, sowel as in die Here. Veral vir my, hoeveel te meer vir jou. As jy my dan vir 'n metgesel hou, neem hom aan, net soos vir my. En as hy jou benadeel het of iets skuld, sit dit op my rekening. En dan nou ons teks vir vanoggend. Ek, Paulus, het met my eie hand geskrywe, ek sal betaal. Om nie te sê jou rekening nie, want jy is daar by jou eie persoon ook aan my verskuldig. Ja, broeder, mag ek tog van jou voordeel trek in die Here. Verkoop my hart in die Here. In vertroue op jou gehoorsaamheid het ek aan jou geskrywe, omdat ek weet dat jy nog meer sal doen as wat ek sê. En bereid tegelykertyd ook herberg vir my, want ek hoop dat ek op julle gebede aan julle sal geskenk word. Epafras, my medegevangene in Christus Jesus, groet jou. Ook Markus, Aristarchus, Demas en Lukas, my mede-arbeiders.
Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle gees. Amen. Tot sover. Nou die Here was so goed geweest vir ons hierdie laaste 2 weke dat ons kan sien wat in Filemon sy karaktereienskappe sit en hoe Paulus deur die getuienisse van wat by hom uitgekom het, wat hy hoor oor Filemon, hoe wonderlike man hierdie is, dat sy karaktereienskap klaar getuig dat hy is iemand wat gaan vergewe. En ons weet dat Onesimus saam met die ander by Filemon se deur opgedaag het met hierdie brief wat ek en jy vanoggend gelees het. En deur al die eeue heen was hierdie brief vir baie gemeentes al voorgelees, net soos vanoggend. Want hierdie brief het groot impak in ons Christenlewe. Wanneer ons kyk na vergifnis, is dit eintlik baie eenvoudig wat dit is. Vergifnis is 'n belofte. Dis 'n belofte om te sê, ek gaan dit nie weer teen jou hou nie. Dis 'n belofte om te sê, ek gaan dit nie weer opbring vir jou nie. Ek gaan dit nie opbring vir ander mense nie. Ek gaan dit ook nie opbring vir myself nie. Jy verklaar in vergifnis dat daar is nie meer kwaad tussen ons nie. Daar's regtig vrede tussen ons. Daai bitterheid gaan my nie oorneem nie. En in hierdie brief lees ons nooit die woord vergifnis nie. Die brief spreek klaar boekdele van wat dit is. Dit is hoe dit lyk. Dit is so prakties, maar tog in hierdie brief so subtiel. Jy kan dit nie miskyk nie. Nou onthou wat ons gesien het in die eerste gedeelte, hoe Paulus Filemon benader, nie as 'n apostel nie, maar as 'n gevangene in die Here Jesus Christus. Hy vertel vir Filemon hoe goed hy is, wat so goed hy van hom hoor, dat dit regtig bemoedigend is, want Paulus kan net met 'n dankbare hart na die Here toe gaan oor hierdie man wat die gemeente stig. Hy hoor goed van hoe hy die heiliges se hart verkoop, hoe hy hulle bemoedig, hoe hulle hom sien. En soos wat ons later sal sien, gaan Paulus vir Filemon vra om ook Paulus se hart te verkoop, net soos Filemon die ander heiliges se hart verkoop het. Dit wat Filemon gedoen het, is goed. Sy karaktereienskap is nederig. Dit is absoluut nederig, 'n nederige Christen. En dit moet normaal wees vir die nederige Christen om te kan sê, ek vergewe jou. Die oomblik wanneer jy nie vergewe nie, is daar niks nederigheid nie. Jy het jouself klaar hoër geag as die ander. Belangriker. En nou kom Paulus en hy sluit hierdie pragtige, hierdie kragtige, liefdevolle brief af. En hy gaan vir Filemon vra om sy hart opgewonde te maak, om vir Onesimus te vergewe. Kyk na die motivering van ons brief, van ons gedeelte van laasweek. Die vraag kom op, wat motiveer die persoon om te vergewe? Wat motiveer jou om te vergewe? Dis om te erken dat ek self ook in skuld is, wat ek nie kan betaal nie. Ek en jy wat hier sit vanoggend, is in groot skuld, wat ons glad nie kan betaal nie. Kyk na vers 19, volg saam met my. Ek, Paulus, het dit met my eie hand geskrywe, ek sal betaal. Ek sal betaal. En dis 'n baie interessante nota, want gewoonlik het iemand anders te vir Paulus geskryf. Ons het byvoorbeeld Lukas. Lukas het saam met Paulus gewandel deur Handelinge. Lukas het notas gemaak van alles wat Paulus gedoen het. Lukas skryf die insiggewende gesprekke wat Paulus gehad het met konings. Dis neergeskryf. Maar hierso vat hy die pen self en met sy eie handtekening, ek sal betaal daarvoor. Dit maak dit net soveel meer eg.
Nou as jy sal sien in Kolossense 4 vers 18, lees ons dat Paulus weer met sy eie hand skryf. Nou onthou vers 18 van laasweek, waar hy vir Filemon gesê het, ek weet dat Onesimus in skuld is by jou, maar ek vra dat jy sy rekening op my naam sal sit, wat Paulus is. Dis 'n saak van regstelling. Paulus weet Onesimus het niks nie. Hy kan nie terugbetaal nie. Hy het nie geld nie. Hy het nie enige besittings by hom nie. Hy kan nie teruggee nie. So Paulus vertel vir Filemon dat Onesimus is skuldig. Sit asseblief daai rekening op my. Ek het dit met my eie hand geskryf. Ek sal vir dit betaal. Ek meen, dit sal betaal word, dan hoef jy dit nie op Onesimus uit te haal nie. Ek meen, dit is 'n mooi beginsel. Ek sal vir dit betaal, moet net nie op hom afgaan weer nie. Of moenie hom te nakom nie. Laat dit rustig wees. Daar's nou vrede, ek sal vir dit betaal. Nou, ons het nie, soos ons dit het met Paulus, hierdie kom van sy eie gedagtes af, maar hy skryf nou met sy eie hand hierso, sy handtekening, dat hy dit sal betaal. Net soos enige transaksie, of rekening wat jy betaal, wat gee jy? Jou handtekening. Jy het daar geteken. Nou Paulus moes geld iewers te gekry het, dat hy vir Onesimus kon betaal. Waar sou hy hierdie geld gekry het? Wel, ons het Filippense 2 vers 30 en ons het Filippense 4 vers 18, daarso Filippense 4 vers 18 sê, maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed. Ek het dit volop, nou dat ek van Epafroditus ontvang het, wat deur julle gestuur is, 'n lieflike geur, welgevalle offer, welbehaaglik by God. So, Paulus het geld, hy het goedjies wat hy kan gee om te kan betaal, hy kan dit doen. Maar nou doen Paulus iets baie nigter, wat ek en jy moet onthou. Hy sê hierso vir Filemon, om nie te sê jou eie rekening nie, want jy is daar by jou eie persoon, ook aan my, verskuldig. Wat sê Paulus hierso? Paulus sê, ek weet Onesimus skuld jou, maar ek herinner jou ook net, Filemon, dat jy in groter skuld sit ook by my. Onesimus by jou en jy by my. So hier's die plan. Sit daai man se skuld op my naam. En dit wat ek jou skuld, trek dit net van dit af. Dis 'n wonderlike beginsel. Dis 'n pragtige beginsel wat Paulus hierso vir ons gee. Ek sal daai skuld betaal. Jy moet net mooi onthou, Onesimus skuld iets materialisties. Jy's in ewige skuld by my. Hoekom sal hy so gedagte opbring by Filemon? Want as gevolg van Paulus het Filemon tot bekering gekom. Ek en jy, wat vir die predikers wat voor ons uitgegaan het, wat vir ons die evangelie oorgedra het, of al is dit jou ouer, en jy het tot bekering gekom, ons is in groot skuld by hulle, wat ons glad nie kan terugbetaal nie. So dis hoekom Paulus hierdie oordra. Nou ek hou nogals van die gedagte, my gedagtes net bietjie gehardloop, dat toe Filemon en Paulus met mekaar fisies te doen gehad het, en hy het klaar die evangelie oorgedra aan Filemon, dat Filemon met hom geskei het, waar Filemon dalk vir hom gesê het, Paulus, ek skuld jou met my hele lewe. Ek is in groot skuld voor jou, toe hulle van mekaar af geskei het. En nou bring Paulus hierdie gedagte op. Onthou net, jy is ook in groot skuld by my, met jou hele lewe. Maar ek en jy sit in baie diep skuld ook by ander mense. Ek as een is in groot skuld by my vrou. Ek is in groot skuld by my kinders. Ek is in groot skuld by my vriende. Ek is in groot skuld by ander leraars. Ek is in groot skuld by ander broers en susters wat my gehelp het in my Christelike lewe vorentoe. Wat my gestig het, wat my bemoedig het. Ek weet in my fisiese toestand gaan ek hulle nooit so groot kan terugbetaal nie.
Maar wat doen ek eerder? Ek los dat die Here hulle terugbetaal. Want hy gaan dit ver meer beter doen as wat ek kan. En as hy hulle nie in hierdie leeftyd gaan seën nie, weet ek, die lewe wat gaan kom saam met hom, sal hy vir hulle verseker byvoeg vir dit wat hulle gedoen het. Dis ryk. Dis wonderlik om te kan besef dat die Here is die een wat gee. Ons kan in mate gee, maar hy gee in oormate, uit ons skoene uit. Nou kan ek wat so in baie skuld is, nie dies wat minder skuld het teenoor my vergewe nie. Gaan ek dit nie kan doen nie? Gaan jy dit nie kan doen nie? Jy is gered van die ewige verdoemenis van hel. Jy sal dit nooit sien nie, want jy het sekerheid van saligheid. Dis groot skuld. En die persoon wat dalk net iets kleins van jou gevat het, aards, wat het net van jou gevat het, dink jy nie hulle verdien ook vergifnis nie? Dink jy nie hulle kort dit nie? Want ek en jy kort dit. Dis wat ons kort. Nou daar is 'n ander motivering vir hoekom ons ook wil vergewe. En dit is om 'n seën vir ander mense te wees wanneer ons vergewe. Kyk hierso vers 20. Paulus, ja broeder, en hier sien jy die hart, hier sien jy die liefde van Paulus. Ja broeder, mag ek tog van jou voordeel trek in die Here. Verkoop my hart in die Here. Hoor die woorde wat hy gebruik. Ek, my, dis bitter persoonlik vir Paulus. Verkoop my hart in die Here. Hy het al so baie mense se harte verkoop, hierdie Filemon. Ons het dit in vers 7 gelees waar hy mense se harte verkoop het. Jy het dit al so baie gedoen vir mense, Filemon. Deur jou geloof, deur jou liefde wat jy vir hierdie mense gee, het jy hulle harte verkoop. Sal jy dit vir my ook kan doen, Filemon? Hierdie versoekie. Sal jy my hart ook kan verkoop? Kan ek voordeel uit jou trek net vir hierdie een keer? Kan jy net my hart bly maak? Maak my hart sterk, asseblief. As jy net hierdie man wat nou voor jou staan met hierdie brief kan vergewe. Sal jy dit vir my kan doen? Dis 'n mooi versoek. Dis 'n opregte versoek. Dit is asof Paulus sê hy trek voordeel uit die feit dat Filemon vir Onesimus gaan vergewe. Mense sou dink dat Filemon die een sou wees wat voordeel sal trek. Hoekom? Want nou het hy vir Onesimus. Hy het hom by hom. Maar Paulus is die een wat voordeel trek uit hierdie uit. Hoe gaan Paulus voordeel trek uit dit uit? Dit gaan hom blydskap en vreugde gee. Veral in sy toestand waar hy in boeye vassit. In die tronk in. Kyk wanneer Johannes byvoorbeeld in sy briewe skryf, sê hy, dit is vir hom groot blydskap as sy broers en susters met liefde om met mekaar werk. Dit maak sy hart bly. En Paulus het dieselfde geskryf ook. Ek wil julle vat na Filippense 2 vers 1 tot 3. Ek sal vir julle lees. Hoor wat sê Paulus hierso, en ek dink baie hoe hy hierdie gedagte gehad het toe hy dit aan Filemon ook oorgedra het. Hoor wat sê hy hierso, vers 1 tot 3. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Met ander woorde, Filemon, as jy jouself nederig maak en Onesimus, die man wat voor jou is, hoër ag as jouself en jy eenheid soek en liefde soek
en gemeenskap soek, en jy daardie man vergewe, gaan jy vir my groot blydskap gee, as 'n gesand van die Here. Die kerk van Kolosse gaan hierdie vergifnis tentoonsien voor almal. Dit gaan 'n massiewe boodskap van vergifnis wees. As daar nie vergifnis is nie, sal dit skade bring in die kerk. Miskien sit jy hierso vanoggend en jy's dalk verbitter teenoor 'n broer of 'n suster. Die mense gaan dit begin agterkom na 'n ruk, want hulle kyk na jou. Jou aksies kan net so lank voorgee voordat jy begin optree. Daar is krag in vergifnis. Maar as jy nie gaan vergewe nie, gaan dit skade bring in die kerk. Dit gaan skade bring oor die naam van God. Dit gaan 'n ongeredde wêreld 'n ander boodskap gee van dit wat ons verkondig. Want die wêreld kyk na ons, na elke een van ons. En op die ou einde van die dag is dit regtig eintlik net 'n uitnodiging vir jou om gehoorsaam te wees teenoor die Here. Hoekom sê ons so? Kyk vers 21 gou saam met my. In vertroue op jou gehoorsaamheid. Hoor mooi. In vertroue op jou gehoorsaamheid het ek aan jou geskrywe, omdat ek weet dat jy nog meer sal doen as wat ek sê. Die vertroue wat Paulus het op so 'n persoon, wys vir ons dit is moontlik om 'n bietjie verwagting te hê op 'n ander persoon, dat hulle sekere goeders sal doen. Maar jy kan daardie vertroue net kry in 'n persoon as jy die persoon ken. Regtig eg ken. Maar merk op in hierdie gedeelte, hy het vertroue in Filemon se gehoorsaamheid. Onthou in vers 8, hy het vertroue in Christus om Filemon 'n opdrag te gee, maar hy pleit ter wille van die liefde. Paulus het hom nooit 'n opdrag gegee nie. Hy het nooit vir hom gesê, jy moet te doen nie. Hy het hom oortuig. Dit net vir hom te verduidelik wat hy van hom hoor. En dan kom hy en hy sê, ek weet jy, Filemon, sal gehoorsaam wees aan die Here. Ek weet jy sal dit doen. Want gehoorsaamheid is vir jou baie belangrik. En dan gaan hy verder, hy sê, omdat ek weet dat jy nog meer sal doen as wat ek sê. Mense, en baie ander mense dink byvoorbeeld Onesimus het nou hierdie vergifnis gekry en nou vlug hy weg. Maar dit kan nie waar wees nie, want Onesimus het nou tot bekering gekom. En in die brief het Paulus nou reeds vir Filemon gesê, jy het nie meer 'n slaaf nie, jy het nou 'n broer in die Here. Hoekom sal hy nou wil ontvlug met die gemeenskap van die heiliges, saam met mekaar? Hy sal nie dit doen nie, hy sal bly. Dit is dieselfde effek van die verlore seun. Het die pa sy seun daarso as 'n slaaf laat werk? Nee, hy het vir hom die beste gebring. Die pa het nog meer gedoen as wat van hom gevra was. Daar was die gesindheid gewees. Nou ons weet nie wat Filemon regtig presies gedoen het nie, maar wat ons wel weet is dat Paulus het vertroue op Filemon dat hy regtig nog meer gaan doen as wat in hierdie brief geskrywe is. Wat dit is, weet ons nie. Nog nie. En ek wil julle regtig op die punte van die sitplek hê vir die slot van hierdie. Dit is 'n groot verantwoordelikheid wat jy het teenoor 'n persoon. Nog meer teenoor die Here. As hy na jou toe kom en hy vra vir jou, sal jy die persoon vergewe? Sal jy gehoorsaam wees as ek vir jou sê jy moet die persoon vergewe? Dit gaan van jou afhang. Gaan jy 'n gehoorsame dienskneg wees of 'n ongehoorsame dienskneg van die Here? Maar kyk wat sê Paulus hier in vers 22. En berei te gelykertyd vir my 'n herberg, want ek hoop dat ek op julle gebede aan julle geskenk sal word. Wat beteken dit? Dit beteken Paulus gaan opdaag. Hy gaan kyk of dinge reg is daar. Hy gaan kom kyk is die gesindheid tussen die mense eensgesind. Filemon moet vir hom kamer begin regmaak. Dit is dieselfde in 1 Korintiërs 4 vers 18
waar Paulus ook daarso sê, julle moet gereed maak, want ek gaan kom. Ek gaan kom dophou. Ek gaan kom kyk, is daar eensgesindheid, het julle gedoen wat ek gevra het? Hy gaan sien of daar verandering is. Dit is nie 'n bedreiging wat Paulus hierso gee nie, glad nie. Want hy is 'n gevange man in Rome. So hy vra immers vir Filemon dat hy vir hom sal bid. Die hele gemeente vir hom sal bid. Sal jy asseblief bid dat ek uit die tronk uit kan kom sodat ek julle kan kom besoek? So dit nooi vir Filemon uit en die gemeente, ons moet vir hierdie man bid, ons is regtig lief vir hom. Ons wil graag hê hy moet hier wees. So dit is hom ook die uitnodiging, ek moet vir Onesimus vergewe as ek vir Paulus hier wil hê. Dit bring vir Filemon op die punt dat hy vir Paulus bid, en dit sal bietjie sleg wees as hy nie daaroor bid nie. Dit bring regtig ook vir ons 'n ander uitkyk dat ek en jy moet regtig spesifiek wees op ons broers en susters se gebede wat hulle vir ons vra. As hulle vra, sal jy vir my bid? Sal jy vir my hierdie voor die Here kan bid? Dis baie sleg as ons, ja, ek sal vir jou bid, maar ons bid nooit daarvoor nie. Dis regtig 'n leë belofte wat gegee word. Die leiers van die gemeente, soos Paulus, gaan die gesindheid tussen die Onesimus en Filemon observeer. Hulle sal dit sien. En Paulus het dan reg as hy opdag om kerkdissipline toe te pas, want Filemon het nie geluister nie. Maar dit is nie net Filemon nie. Dit is nie hy alleen nie. Dit is vir ons almal. Kyk hierso vers 23 en 24. Epafras, my medegevangene in Christus Jesus, groet jou. Ook Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, my mede-arbeiders. Hulle stuur vir jou groete. Wat sê dit vir ons? Hierdie manne ken vir Filemon. Hulle weet wie's die man, wie hy is. Hierdie 5 manne het 'n persoonlike koneksie ook met Filemon. As Filemon nie gaan vergewe nie, kan dit die verwagting wat hierdie manne het van hom baie verander. Is dit nie so nie? Dit gaan verander. Filemon gaan skade bring. Hulle gaan nie dieselfde na hom kan kyk nie. Jy gaan 'n slegte voorbeeld stel vir die ander. Hy, net soveel soos ek en jy, het 'n geestelike standaard wat ons moet stel tussen ons vriende, ons leiers, ons broers en susters. Dis hoekom hy name genoem is. Al daai 5 manne stuur vir Filemon groete. Hulle het 'n verwagting van hom. Dis dieselfde groep manne wat genoem is in Kolossense 4. Hulle stuur groete. Maar ons vergifnis is 'n baie ernstige saak vir die Here. As ons bitter gaan raak, negatief gaan raak, gaan almal dit kan sien. Ons gaan onsself begin isoleer. Ons beskadig die gemeenskap van die heiliges om mekaar. Maar ek en jy moet weet dat die Here verwag van my en jou om te kan vergewe. Kan die Here vertrou op jou dat jy meer sal doen as wat hy van jou gaan vra? Sal jy meer kan doen? As hy vir jou vra, sal jy hierdie persoon vergewe? Gaan jy dit net daar laat of gaan jy nog meer doen as wat hy van jou vra? Dit is 'n wonderlike uitnodiging, want jou leier in die gemeente gaan jou dophou, die gemeenskap gaan jou dophou, want dit gaan uitbeeld wat jy ervaar in die Here. Dit gaan uitleef uit jou uit. En dan laastens, die genade van die Here versterk elke individu om te kan vergewe. Vers 25, die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle almal. Amen. Voor hy daai pen neersit, herinner hy vir Filemon, jy gaan hierdie nie uit jouself kan doen nie. Jy gaan dit net in die krag van die Here Jesus Christus kan doen, want net hy kan jou help. Jou sondige menslike vlees het niks goed in homself nie. Daarom het jy die krag van die Here nodig. So as jy hier sit vanoggend en jy worstel met hierdie vergifnis, Here, help my.
breek daai klip van my hart af, maak my oop. Ek wil gehoorsaam wees. Ek wil hierdie persoon kan vergewe. Help my om goedgesind te wees teenoor hierdie persoon. Die Here is die enigste een wat dit vir jou kan doen. Die gebed van Paulus is nie net vir Filemon nie, maar dit is vir die kerk van Kolosse ook. Hy sê hierso, kerk, wanneer dit later gelees gaan word, observeer wat hier gaan gebeur. En laat dit 'n boodskap wees vir al die ander kerke. Vir almal van hulle het die genade ontvang van die Here om Onesimus te kan vergewe. Wat sê Paulus hierso? Hy sê hierso, mag daai gees van Christus wat so vrylik jou vergewe het, jou versterk om ander te kan vergewe. Elke kind van die Here sit met sy gees in hom in. Jy is in staat. Kom op 'n plek van nederigheid en sê, Here, ek laat oor. Ek wil vergewe. Nou, ek het vir julle gesê, hierdie is nou die krag, hierdie is nou die slot. Nou ons het ongelukkig die projektor af, maar ons het kerkgeskiedenis wat vir ons goeie getuienis kan gee, en ek wil dit met julle deel, want ek wil vir julle wys wat Filemon gedoen het. Dis nie opgeskrewe in skrif nie, dis opgeskrewe in die kerktradisie, wat oorgedra is van briewe wat ons tot vandag het. Kyk gou wat is die krag van vergifnis. Ons het John Chrysostom. Hy is een van die vroeë kerkvaders na die apostoliese era. Dit beteken nou, dit is die era toe al die apostels gesterf het, die era net na dit. Hierdie mense skryf briewe. En die eerste persoon is hierdie John Chrysostom. Hy skryf hierso. Ek het dit nou in Afrikaans gaan verwoord, want Engels is baie moeilik. Dis nog in daai King James taal, en ek wil julle nie so versondig nie. Maar kom ek lees dit vir julle in Afrikaans hiersom. Dis nou wat hierdie ou skryf. Hy sê, Onesimus, leier van die 70, was in sy jeug 'n dienaar van Filemon, 'n Christen van vooraanstaande afkoms, wat in die stad Kolosse, Frigië, gewoon het, skuldig aan 'n oortreding teen sy meester en uit vrees vir straf, het Onesimus na Rome gevlug. Maar as 'n wegloper slaaf het hy in die tronk beland. In die tronk het hy die apostel Paulus ontmoet, deur hom verlig en is gedoop, so hy het tot bekering gekom. In die tronk het Onesimus die apostel Paulus soos 'n seun gedien. Dit bevestig dat hy sê, ek stuur my kind na jou toe. Okay, nietemin, die apostel Paulus was persoonlik vertroud met Filemon en het vir hom 'n brief vol liefde geskryf waarin hy hom gevra het om die wegloper slaaf te vergewe en hom soos 'n broer te aanvaar. Dis die brief wat ek en jy vanoggend gelees het. Hy het Onesimus met hierdie brief aan sy meester gestuur en homself van hulp ontneem wat hy baie nodig gehad het. Nadat hy die brief ontvang het, hoor gou, het Filemon nie net vir Onesimus vergewe nie, maar hy het hom ook teruggestuur na Rome, na die apostel Paulus. Filemon op 4 Januarie, 19 Februarie, 22 November is daarna as biskop van die stad Gaza gewy. Na die dood van die apostel Paulus het Onesimus die apostel tot hulle einde gedien. Kyk wat het Onesimus gedoen. Hy het die apostels gedien tot hulle einde. En hy is as biskop aangestel. Dis nou net eintlik as 'n leier. Dis nie wat ons vandag ken as biskop nie, is as 'n leier. Na die dood van die heilige apostels het hy die evangelie in baie lande en stede verkondig. In Spanje, in Carpentinia, Kolosse, Patras. Op sy ou dag het Onesimus, die biskop, se troon in Efese ingeneem, na Timoteus. Toe hulle Ignatius, die goddraer, 20 Desember na Rome geneem het vir teregstelling, het die biskop Onesimus hom saam met ander Christene ontmoet, vir Ignatius, soos Ignatius in sy brief aan Efesiërs genoem het. Tydens die bewind van die keiser
Trajanus in 89 tot 117 is Onesimus gearresteer en voor die leier Tertullus verhoor. Hy het 18 dae lank in die tronk aangehou en hom toe na die stad Betulio gestuur. Na 'n rukkie het die leier die gevangene laat haal, oortuig dat Onesimus sy geloof in Christus handhaaf, hom laat stenig, waarna hulle die biskop met 'n swaard onthoof het. 'n Sekere beroemde vrou het die liggaam van die martelaar, Onesimus, geneem en het in 'n silwerkus geplaas. Dit het gebeur in die jaar 109 na Christus. OK. So, dis duidelik dat Onesimus 'n leier geword het in die kerk. En dat hy ander mense gaan bemoedig het ook, soos Filemon gedoen het. Hy is natuurlik gedood. Maar hier's 'n belangrike gedeelte in daai brief, Ignatius in sy brief aan Efesiërs genoem het. Dis 'n kort stukkie. Ek gaan gou vir julle Ignatius se brief lees. Kyk wat het van Onesimus geword. Ignatius skryf hierso: Ek het julle naam, geliefde in God, wat julle verkry het deur die gewoonte van geregtigheid, volgens die geloof en liefde in Jesus Christus, ons verlosser. As volgelinge van God en julle self opwek deur die bloed van God, het julle die werk wat vir julle gepas was volkome gebring. Naamlik daai barmhartigheidswerk, evangelisasiewerk. Want toe ek hoor dat ek van Syria af gekom het vir die algemene naam en hoop en deur julle gebede vertroue, het ek was ek toegelaat geword om met diere in Rome te veg, natuurlik as marteling. Ons het dit nou al klomp keer gesien ook in die flieks van vandag, sodat ek deur martelaar dood inderdaad die disipel kan word van hom wat homself vir ons gegee het as 'n offer en 'n offer aan God. Julle het gehaas om my te sien. Nou hierso. Ek het dus julle hele menigte in die naam van God ontvang deur Onesimus. So voor daai man dood gegaan het Onesimus hom gaan besoek. Ek het in die naam van God ontvang deur Onesimus, 'n man van onuitspreeklike liefde en julle opsiener in die vlees, julle leier, julle predikant in die vlees, wat ek julle by Jesus Christus bid om lief te hê. Hê daai man lief, en dat julle almal daarna sal streef om soos hy, Christus, te wees. En geseënd is hy wat aan julle waardig gegun het om so 'n uitstekende opsiener te kon ontvang het. Dit is die krag van vergifnis. Want Filemon het nog meer gedoen as wat Paulus gevra het. Deur daai stigting, deur daai liefde, het Onesimus 'n leier geword in die kerk. Hy het gelowiges geondersteun wat besig is om die dood in die oë te staar, wat gemartel gaan word. Hy het hulle onderhou, hy het hulle bemoedig, dis nie klaar nie. En hy het deurgedruk tot op die einde, waar hy self onthoof is vir sy geloof. Dit is die krag van vergifnis. Kan die Here vir jou toe te vertrou om te kan vergewe? Sal jy in staat kan wees om meer te doen vir jou meester? Is jy bereid om jou lewe net minder te ag om iemand anders hoër te stel? Sal jy meer doen as wat hy van jou vra? Wil jy nie vandag stil staan en dink die mense wat jou te na gekom het, dat jy hulle wil vergewe nie? Ons sien die uitwerking wat dit gehad het op Onesimus. Deur die krag van die Here het daai man wonderlike dinge gedoen wat vandag opgeskrewe is. Hy het dit gedoen. Mag ek en jy leer om te vergewe? Mag ek en jy leer om meer soos Christus te wees? Mag ek en jy soos Filemon die harte van gelowiges verkoop deur ook te vergewe en draers van God se naam te wees. Een van sin, een van gees. Mag hy verheerlik word deur ons lewens. Amen. Kom ons sluit die oë.
Here, mens slaan so hoendervleis uit net om te dink wat met Onesimus gebeur het. Here, ons sien die krag van vergifnis deur net een individu. Hoeveel te meer nie ook vir ons wat kan vergewe nie, as ons net die persoon vry sal maak. Niks meer teen hulle hou nie. Ja, Here, mag ons ook dink aan U, dat U ook niks teen ons mee gaan hou nie. Here, mag U hierdie boodskap gebruik, mag hierdie mense motiveer, mag ons U naam groot maak, mag ons blydskap vind in dit wat ons gee. Ja, Here, dit is nie altyd maklik nie, dit is baie keer moeilik, maar U genade en U Gees is in ons in, en ons is in staat om dit te kan doen. Help ons om nederige harte te hê en ander hoër te ag as onsself. Ja, Here, mag ons harte ook verkoop word wanneer ons dit doen. Mag ons harte ook verkoop word wanneer ons ander sien dit doen. Mag dit ons motiveer om dieselfde te doen. Wees die naprediker van hierdie boodskap, Here. Inspireer die mense deur U woord. Ja, Here, wat 'n wonderlike bevestiging is dit nie net om te weet dat ons is vergewe en dat ons dit ook kan gee nie. Mag U al die eer kry uit dit uit. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.